Goeiemôre vriende, ek groet julle met 'n Hoogland groet. Baie welkom by ons erediens. En ek hoop dat dit regtig goed gaan met jou in hierdie moeilike tyd. Dis 'n tyd wat ek hoop jy regtig 'n bietjie vreugde beleef en met sinvolle dinge aan die gang is. So ons gaan ons erediens hou en dan gaan ek aan die einde 'n paar afkondigings doen. Ek wil graag herinner aan ons 2020 visie om te sê ons kyk bietjie nuut na dinge. Dis op grond van Openbaring 20 vers 5 waar die Here sê, kyk ek maak alles nuut. So ons kyk bietjie nuut na dinge in hierdie jaar. Vanmôre nooi ek jou om nuut te kyk na Jesus. Veral die feit dat Jesus hom volkome met ons vereenselwig. Dis waaroor ons 'n bietjie gaan gesels vanmôre. Kom ons begin deur 'n gedeelte uit Psalm 95 te lees. Hierdie Psalm sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toe juig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne, hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. So ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hierdie Here gee vir jou genade en vrede en barmhartigheid. Ons maak ons oë toe en bid ons saam. Ons Here, dankie dat ons die naam mag aanroep. Dankie dat ons aan U kan dink as ons Vader, die een wat ons liefhet, die een wat getrou is, die een wie se liefde standhoudend is en die een wat ons nooit in die steek sal laat nie. En dankie Here Jesus dat ons in U kan dink. U is die een wat opgestaan het uit die dood, wat die dood oorwin het, wat lewe, wat vir ons lewe gee. En dankie Heilige Gees dat U ons trooster is. Die een wat in opdrag van Jesus, as 'n geskenk van Jesus, na ons gekom het. Om by ons te wees, om ons te troos, om ons te bemoedig, om vir ons nuwe hoop te gee. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid kan wees, en dankie dat ons kan vra, seën ons met U woord, dat ons daarin kan lewe. Amen. Ek het tyd gelede die wêreld waarin ons leef beskryf met 'n akroniem. En ek weet nie hoe spreek mense dit regtig uit nie, ek noem dit sommer die VUCA wêreld. En dis 'n akroniem in Engels, dit staan vir die volgende. Die W staan vir volatile, die I staan vir uncertain, C staan vir complex en A staan vir ambiguous. So dis 'n akroniem wat die wêreld waarin ons leef beskryf. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor en dan kyk ons wat sê dit vir ons en ons kyk of jy ook iets van hierdie wêreld belewe. Ons wêreld is volatiel. Dit beteken daar's verandering. Dit is 'n spesifieke soort verandering. Dit is voortdurend. Dis standhoudend. Dis ontwrigtend. Dis 'n tyd, 'n soort van verandering waar ons nie die verskil tussen oorsaak en gevolg kan lees nie. Ons kan die verband tussen dit regtig lê nie. So ek het gewonder, beleef jy ook jou wêreld so op hierdie oomblik? So onmiddellik veranderende, voortdurende veranderende wêreld. Tweede eienskap van hierdie wêreld is dat dit onseker is. Sekere goed word al hoe moeiliker. Ons kan nie die toekoms sien nie, ons kan nie voorspel nie, ons weet nie wat die uitkoms van goed gaan wees nie. Terselfdertyd ervaar ons dat vorige kennis onbruikbaar geword. Vorige vaardighede geld dalk nie meer nie. Dis 'n nuwe wêreld wat onbekend is, waar die ou goed nie meer werk nie. En die implikasie daarvan is, ons kan ook nie regtig beplan nie. Voorheen kon ons 5 of 10 jaar vooruit beplan, nou kan ons glad nie meer beplan nie, want dinge is onseker. En ek wonder of jy hierdie onsekerheid ook in jou wêreld belewe. En dan is ons wêreld kompleks, dis ingewikkeld. Want baie goed is op 'n ingewikkelde manier aan mekaar ingeweef. Byvoorbeeld probleme. Probleme in die gevolg daarvan
is in mekaar ingeweef op 'n baie komplekse manier wat ons nie altyd kan verstaan nie. Ons kan ook nie maklik 'n geheel oorsig mee oor dinge nie. Want die geheel is opgemaak uit hierdie komplekse eenhede en dis weer op 'n ingewikkelde kompleks manier in mekaar ingeweef. Dis moeilik in so 'n wêreld. Besluite word ook moeilik. Want besluit is hierdie een geweefdheid van aksie en reaksie en 'n heen en weer beweeg tussen dit. En dit maak dat ons nie eintlik kan sê hier's een regte pad wat ons moet loop om die lewe te hanteer nie. So, hoe beleef jy jou wêreld? Dit is ook so kompleks, so geweldig ingewikkeld. En dan is ons wêreld onduidelik of dubbelslagtig. Ons het oudag sê, kry die best practices of one size fits all. Wel, dit werk nie meer nie, want dinge is onduidelik. Dinge is nie meer duidelik nie, is nie meer duidelik definieerbaar nie. Daar is nie meer swart of wit nie, daar is nou net skakerings van grys. Saam met dit is die lewe vol paradokse. Wat beteken teenstrydige goed bestaan op dieselfde tyd en ons moet daarmee reken. Dit het ook tot gevolg dat waardes bevraagteken word, dat alternatiewe waardes op tafel gelê word. En ons vrae begin verander. Ons vra nie meer wat nie, maar hoekom en hoe. Ons het sekere soort besluite nodig in hierdie tyd. Besluite wat vra dat ons teenwoordig moet wees in die tyd, wat vra dat ons bereid moet wees om foute te maak. So, beleef jy ook die wêreld so onduidelik, regtig dubbelsinnig. Nou, ek dink jy het agtergekom dat hierdie virus, die COVID-virus, het ook hierdie soort wêreld vir ons kom demonstreer. Kom ons kyk vinnig daarna. Hierdie virus sê vir ons die wêreld is vinnig besig om te verander. Dis onvoorspelbare verandering, dis ontwrigtende verandering. En daar's 'n klomp onsekerheid wat dit vir ons meebring. Hoe lank gaan die ding aanhou? Hoe gaan dit nog versprei? Gaan daar ooit 'n enstof teen die ding kom? En dinge is regtig kompleks, want dit raak elke faset van die lewe. Polities, ekonomies, sosiaal, godsdienstig. Elke faset van die lewe word ingewikkeld gemaak omdat die goed so in mekaar ingeweef is. En die vraag is, hoe maak 'n mens sin van hierdie goed? Hierdie virus maak ook dat ons wêreld dubbelsinnig is met onduidelikhede. Hoe lank gaan die ding aanhou? Gaan daar 'n volgende golf wees? Gaan daar 'n enstof wees wat ons hierteen beskerm? Hoe lank gaan hierdie ding aanhou? En nou sien ons die impak van hierdie soort wêreld, impak van hierdie virus wat hierdie wêreld demonstreer, word al duideliker en al wreder. So ek probeer vir julle sê ons leef in 'n baie moeilike tyd. Maar aan die ander kant, ons is nie die eerste generasie Christene wat in 'n moeilike tyd leef nie. Vanmôre gaan ons 'n bietjie dink aan die Hebreër gemeenskap. Dis die mense aan wie die Hebreërskrywer geskryf het. En hulle het ook hierdie moeilike of soortgelyke moeilike omstandighede gehad. 'n Moeilike wêreld waarin hulle geleef het, waar hulle beledig is, waar hulle bespot is, waar hulle vervolg is, hulle eiendom, hulle besittings is gekonfiskeer en dit lyk of hulle dit maar net so aanvaar het. 'n Baie moeilike wêreld. En hierdie aanvegtinge het gelyk dat dit hulle gelooflewe negatief begin impakteer. Aanvanklik was hulle getrou aan die Here, maar toe tree daar so 'n soort van 'n geloofsmoegheid in. Hulle was nie meer so lief vir die Here gewees nie. Hulle word geloofsmoeg. Hulle lewe word beskryf met terme soos slap hande en lam knieë. Hulle het nie meer soos gewoonlik hulle geloofsbyeenkomste bygewoon nie, en nou moet hulle mekaar aanspoor om dit tog nie na te laat nie. In hierdie moeilike omstandighede begin hulle te wonder. Is dit die moeite werd om te glo? Is dit die moeite werd om Jesus Christus te volg? Moet ons nie dalk 'n ander godsdienst aanvaar soos die Jodendom nie? Daar's immers strukture en riglyne en vaste voorskrifte, daar's infrastruktuur, daar's 'n stabiele samelewing en omgewing, daar's veiligheid, daar's sekuriteit. Moet ons nie liewers so 'n soort godsdienst aanvaar nie? En dan word hulle geloofslewe terminaal siek. Begin van die einde van hulle geloofslewe. Nou in so 'n tyd wat ek nou beskryf het, waarin ons lewe, waarin die Hebreër gemeenskap gelewe het, vra ons hierdie kritieke vraag. Waar is God en wat doen hy?
Want ons weet ons ervarings van God is in hierdie tyd baie uiteenlopend. Sommige mense ervaar dinge soos die volgende. Hulle sê, waar is God? God is aanwesig. God het vergeet van ons. God sien ons nie raak nie. God gee nie genoeg om vir ons nie. Hy doen in ieder geval niks positief vir ons nie. Wanneer beleef ons hierdie soort goed? Ons beleef dit wanneer ons 'n krisis het, wanneer ons 'n trauma het, wanneer God nie dink wat ons dink hy moet doen nie. Gevolg daarvan is vervreemding van God, 'n skeiding van God, 'n afskeiding van God. Nou in hierdie omstandighede wil ek graag Hebreërs 4 met julle deel. En een gedagte vir al daai beklemtoon. Kom ek lees dit eers. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered word. So die perspektief uit hierdie teks wat ek vir ons wil deurgee in 'n tyd soos hierdie is om te sê, kyk na Jesus. Hy vereenselwig hom volkome met ons. Die Hebreërskrywer sê hy is die groot hoëpriester wat deur die hemele gegaan het. Nou met die woordjie groot wil hy vir ons sê, hierdie Jesus is 'n unieke hoëpriester. Hy's 'n baie spesiale hoëpriester. Hoekom? God self het hom aangestel. Hy het dit nie gekoop nie. Hy het dit nie geërf nie. Hy het dit nie op 'n of ander manier gekry deur sy maar afstammeling. God self het hom aangestel as hierdie hoëpriester. En hy's 'n priester wat deur die hemel gegaan het. Wat beteken hy het tot by God self gegaan om daar vir ons intree, om daar vir ons versoening te kry. En hy is die seun van God. Maar net 'n gewone mens nie, maar seun van God. Brugbouer, middelaar, tussenganger tussen God en mens. En Jesus as hierdie spesiale hoëpriester offer nie diere vir ons nie. Hy offer homself. En met daai mate het hom met ons geïdentifiseer, volkome medelee met ons gehad, sodat hy in ons plek sy lewe as 'n offer gegee het. En iets moet jy hoor van hierdie hoëpriester tree spesiaal op tot ons voordeel. So kom ons gesels 'n bietjie oor Jesus as die hoëpriester. Met hierdie gedagte van hy is die brugbouer. Latynse woord is pontifex, wat beteken 'n brugbouer. So hier is 'n brugbouer tussen God en ons mense. Hy bou 'n brug van God af na ons toe om te sê hy maak God aan ons bekend. Hy kom wys vir ons wie God is. 'n God van liefde, 'n God wat omgee. En dan bou hy 'n brug van ons na God toe deur 'n offer te gee waardeur ons versoen word met God. En hierdie brugboufunksie het nogal fantastiese gevolge vir ons. Baie sterk implikasie. Dit beteken die hemel is oop. Die hemel en aarde het by mekaar gekom. God en mens is weer by mekaar. Ons het vrye toegang tot God. En Jesus tree op as hoëpriester by God self. By God self, by sy troon. Daar tree vir ons in. Daar doen hy sy verlossingswerk vir ons. So die hemel is oop, God is by mense, hemel en aarde het een geword. Nou kan daar 'n dinamiese interaksie wees tussen God en ons. Ons kan aan 'n ander unieke soort verhouding met God lewe. En dis die uitnodiging vir ons in hierdie tyd, dat ons onder 'n oop hemel sal lewe. 'n Lewe waar ons 'n koneksie het met God, in kontak met God bly. Dan die tweede ding wat ek wil beklemtoon in hierdie hoëpriesterskap is dat Jesus vir ons intree by die Vader. Ons kan hierdie gedagte in Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Die twee belangrike komponente in hierdie sin. Die een is Jesus het ons verlossing voltooi. Eens en vir altyd is klaar, is afgehandel. En dan iets wat hy voortdurend doen is om in te tree vir ons. Altyd en voortdurend. Ons moet verstaan dat hierdie intree van Jesus vir ons iets is wat permanent is. Hy doen dit elke oomblik, elke sekonde van elke dag is hy besig om vir ons in te tree.
En dit beteken hy gaan nooit aftree nie. Daar gaan nie 'n dag kom dat hy ophou om dit te doen nie, dat hy emeriteer of afdikeer of met verlof gaan of net nie beskikbaar is nie. Elke oomblik van elke dag tree hy vir ons in. Hy sal nie aftree nie totdat die laaste kind van God by sy of haar bestemming gekom het nie. En dis die uitnodiging vir ons in hierdie tyd. Vra vir Jesus elke oomblik en elke situasie dat hy ook vir jou sal intree. En dan die gedagte waarop ek baie fokus wil plaas vanmôre is die ding dat Jesus vir ons medelee het, of hom vereenselwig met ons, of solidair met ons is. Die Hebreërskrywer gebruik hier 'n taalverskynsel wat ons noem litotes. Dit beteken hy sê op 'n negatiewe manier iets wat op 'n baie sterk positiewe manier wil beklemtoon. Dan sê ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons het nie. Ons hoëpriester, wil hy sê, het absolute volkome medelee met ons. Hy vereenselwig hom volkome met ons. Hy is volledig solidair met ons. Maak dit prakties vir jou. Hy beleef wat jy beleef. As jy sukkel, dan sukkel hy. As jy stoei met vertwyfeling en vra, dan is hy met jou. As jy versoek word, dan verstaan hy dit, want hy was self deur Satan versoek. Jesus verstaan eenvoudig ons diepste menswees. Ons verstaan dat hierdie medelee is 'n baie unieke eienskap van Jesus. Die priesters destyds was nie eintlik betrokke by die mense op hierdie wyse nie. Hulle het 'n soort van 'n professionele distansie gehandhaaf. Die Griekse wysgeere, wel, hulle was nie regtig betrokke nie. En die gode van daai tyd was bekend daarvoor dat hulle apaties was, dat hulle geen simpatie gehad het nie. Hulle het eintlik daarop gefokus om mense te straf, om mense te laat swaar kry. Maar Jesus is anders. Hy identifiseer homself volkome met ons, met al ons swakhede, soveel so dat hy selfs ons plek kom inneem het. Wat is ons swakhede? Ek dink die Hebreërskrywer wil sê ons swakheid om weerstand te bied teen sonde. Jesus verstaan dit, want hy self versoek. Hy weet waardeur ons gaan wanneer dit gebeur. En ek dink daar is 'n ander vorm van swakheid, en dis wanneer die bose daarop uit is om ons geloofsverhouding met God te termineer. Dit verstaan Jesus ook, want die Satan het hom ook versoek om dit te doen. So in hierdie dieptepunte van die lewe, waar die geloof amper tot sy einde wil kom, daar is Jesus solidair met ons, een met ons. So vriende, niks aan ons menswees, wat eie is in ons menswees, is vreemd vir Jesus nie. Hy ken dit, en daarom vereenselwig hy hom volkome, in 'n absolute sin met ons. Hy is solidair met ons. En dan gaan ek vir julle 'n skets wys en 'n paar dinge met julle deel oor wat sê hierdie skets vir ons oor Jesus wat solidair is. Skets wat ek nou vir julle gewys het is 'n potloodskets van Oskar Kokoschka. En dit staan bekend as die solidaire Christus. Daar's 'n paar motiewe in hierdie skets wat ek graag aan jou wil verduidelik. Hier is klassieke kruismotiewe in hierdie skets. Dit is wat tipies kry in hierdie soort uitbeeldings. Daar's 'n bordjie bokant aan die kruis wat sê INRI, Jesus van Nasaret, koning van die Jode. Daar's 'n tipiese kruis, daar's 'n doringkroon, daar's spykers, daar's mense om die kruis van Jesus. So al die tipiese motiewe vloei hier in mekaar. Jesus wat mens geword het, Jesus wat sterf aan die kruis, Jesus wat duidelik lewe en opgestaan het. Daar's mense rondom hierdie kruis. Nie Maria nie, nie die disippels nie, nie die soldate nie, maar kinders. Kinders wat, kan ons sê, uit Jesus se hand uitlewe. En hierdie skets is 'n radikale uitbeelding van Jesus wat medelee het met hierdie kinders, wat solidair is met hierdie kinders. En daar's 'n bepaalde motief wat hierdie solidariteit uitbeeld. Jy het seker agtergekom dat Jesus met die een arm aan die kruis hang en die ander arm strek uit onder na die kinders toe.
Nou hierdie soort uitbeelding is ook tipies van die opstandingssketse van daardie tyd, van die Oosterse kerk. Naamlik Jesus wat die dood oorwin het, wat lewe, wat as ware uitreik na mense en hulle optrek uit die graf uit na lewe toe. Jesus bring lewe. En is 'n ander motief daarin van Jesus wat uitreik na mense. En ons sal nou sien wat dit beteken. Duidelike motiewe van hierdie Jesus wat solidêr is met mense. Hierdie skets kom uit 1945 uit. Oorspronklik was die opskrif die volgende: In memory of the children of Europe who have to die of cold and hunger this Christmas. Nou, hierdie skilder wat hierdie skets gemaak het, wou 5000 plakate maak en dit in Londen versprei het. En hy sê, dis sy Kersfeeswens aan die kinders van Londen. Want hulle het ellendige toestande, onmenswaardige toestande, dis oorlog, daar's hongersnood, hulle is honger. En nou beeld hy Jesus uit as een wat solidêr is met hulle, wat uitreik na hulle, eet as ware uit sy hand uit. Hy is die een wat brood gee vir honger kinders. En dis die prentjie wat ons kan maak van hierdie skets. Jesus wat solidêr is met mense. Jesus wat hom volkome vereenselwig met mense. Soos met jou en met my ook in hierdie tyd. So kom ons kyk na 'n paar leefstyl implikasies. Hoe leef ons nou omdat ons weet dat Jesus so solidêr met ons is? Wel, eers is ons hou vas aan ons geloof. Wat 'n geloof is hier ter sprake? Ek dink die Hebreërskrywer praat van die kernbelydenis van Christene deur die eeue heen. Deur die eeue heen het Christene gesê, Jesus is Here, Jesus is Christus, Jesus is die Seun van God. Dis 'n kernbelydenis van Christene deur eeue heen in moeilike tye, in krisis oomblikke. Want dit sê Jesus is Here. Die implikasie is Jesus is die Here wat in beheer is. En daarom het ons vashou aan hierdie geloof, hierdie kernbelydenis van wie is in beheer? Jesus in beheer. Die woord wat die Hebreërskrywer gebruik wil sê, dis 'n ernstige soort vashou hierdie. Dis soos iemand wat in 'n rivier is, wat in vloed is en aan 'n stomp vashou en vir lewe en dood vashou aan hierdie stomp. Dis die soort vashou wat die Hebreërskrywer sê. Hou so vas aan Jesus, die anker van jou lewe, die een wat vir jou in beheer is, of een wat in beheer is en wat vir jou gaan help. Tweede leefstyl implikasie is dat ons na die genadetroon van God moet gaan. Ons kan dit doen met vrymoedigheid. Vrymoedigheid beteken sonder dat jy gekeer word, met oortuiging, kragdadig, met vertroue. Ons kan na God toe gaan, niemand kan ons keer nie. Hoekom kan ons dit doen? Want hierdie Jesus is volledig solidêr met ons. Hy was al daar waar ons nog gaan kom en waar ons kan wees. Hy ken ons menswees, hy ken ons nood, ons vertwyfeling, hy ken ons vrae. En omdat hy al daar was waar ons dalk op pad is, daarom moedig dit ons aan. Hou vas in hierdie Jesus. Hy is die anker, hy is die een wat solidêr met ons is. Ons moet ook sien dat Jesus die pad na God oopgemaak het en ons bring by God se troon as 'n genadetroon. Hier staan Jesus gaan deur die hemel in, wat sê hy tree direk by God in. Direk by God, daar tree hy vir ons in. En dit maak God se troon anders. Dis nie meer 'n oordeelstroon nie, dis 'n genadetroon. Genadetroon waartoe ons vrye toegang het. En dis ons uitnodiging in hierdie tyd. Dat ons vrymoedig sal wees met God. Dat ons elke geleentheid sal gebruik om saam met hom te wees, by hom te wees, voor hom te leef onder hierdie oop hemel. Wat ontvang ons by hierdie genadetroon? Ons ontvang barmhartigheid. Barmhartigheid sê, God sien ons raak, hy sien ons nood, dit bring sy hart in beweging, sy hart wat in beweging kom, bring sy hande in beweging, en hy sorg vir ons dit wat ons nodig het. Dis 'n sagtheid van God, wat toetree tot ons voordeel. Ons ontvang genade by hierdie genadetroon. Genade is die sagtheid van God ook. Sy glimlag vir ons. Die God wat met ons werk op 'n manier wat ons nie verdien nie, maar wat vir ons ruimte gee, waar ons volledig kan lewe. En dan ontvang ons verlossing op die regte tyd. Wat is die regte tyd? Die regte tyd is nou. Die oomblik waarna ons
nou is. Dis die geskenke wat ons ontvang, omdat Jesus vir ons intree, omdat hy solidair met ons is. En dis ons uitnodiging in hierdie tyd. Verwag ook dat God so tot jou lewe, tot jou situasie sal toetree, dat jy ook genade en barmhartigheid en verlossing sal ontvang. So vriende, ons leef voor in, of onder 'n oop hemel. 'n Oop hemel omdat Jesus ons brugbouer is, omdat hy volledig solidair met ons voel, omdat hy vir ons intree by die Vader, en die Vader in sy omgee liefde vir ons sorg en saggies werk met ons. Hemel en aarde is een, en daarom kan ons voor en saam met hierdie God lewe. So kom ek sluit hierdie boodskap af. Wat is die soort wêreld waarin ons lewe? Engels gesê 'n VUCA wêreld. Dis volatiel, dis uncertain, dis complex, ambiguous, moeilike wêreld. Afrikaans kan ons dalk sê 'n koofwêreld, komplekse wêreld, 'n onseker wêreld, 'n onduidelike of 'n dubbelsinnige wêreld, 'n wêreld wat voortdurend ontwrigtend aan die verander is. En nou vra ons ook maar die vraag wat mense tipies vra in tye van geloofsondigting en van krisis. Waar is God? En waarmee is hy besig? Die Hebreërskrywer gee vir ons vanmôre hierdie perspektief. Hy sê daar is goeie nuus. Want Jesus is ons brugbouer, hierdie unieke hoëpriester wat ons het, wat die hemel oopgemaak het, wat vir ons vrye toegang tot God bewerk het. Hierdie Jesus wat hom so volkome vereenselwig met ons, in elke situasie, dat hy intree vir ons. So wat is ons leefstyl implikasies? Net dit, hou vas aan die geloof, maak Jesus die anker van die lewe met die belydenis. Jesus is die Here, hy is ook my Here. Kom ons gaan met vrymoedigheid na God se troon toe. Ons praat met hom. Ons deel ons lewe met hom en kom ons ontvang sy geskenke. Barmhartigheid, genade en redding. Dis die ruimte wat God vir ons gee. Waar ons met vreugde kan lewe, met vrede kan lewe, omdat Jesus hom volkome vereenselwig met ons. Mag dit so vir jou wees. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons Here, dankie dat ons kan leef onder 'n oop hemel. Dankie Here Jesus dat U die hemel oopgemaak het, dat U ons en God by mekaar gebring het, naby mekaar gebring het. Dat ons nou met vrymoedigheid met ons Vader kan gesels oor hierdie wêreld waarin ons lewe en die uitdagings wat dit vir ons stel. Dankie Here Jesus dat U solidair is met ons. Ons volkome ken, ons diepste menswees ken en daarin ook saam met ons leef en ons anker kan wees. Daarom bid ons vir ons mense in hierdie tyd, ons gemeente, ons kerk, U kinders op aarde, dat ons sterk sal wees, veilig sal wees, dapper sal wees, dat ons U genade en U barmhartigheid en U redding elke oomblik sal belewe. Ons bid ook vir ons wêreld, dat mense ook U mag ken as hierdie genadige en barmhartige God, dat ons as die kinders ook die wêreld beter sal maak, omdat ons omgee verander. Ons bid vir ons besluitnemers, Here, dat hulle sinvol en eerlik en konkreet en deursigtig ook ons lewe in ons land so sal bestuur, dat die lewe U kan seëvier. En dankie Heilige Gees dat U ons trooster is. Ons bid dat U ons sal troos, vir ons moed en hoop en lewe sal gee. Ons pleit so in Jesus se naam. Amen. En nou gaan ek vir jou seën, en daarmee sluit ons af met ons diens. Die Here sal julle seën, en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle sy vrede gee. Amen. 'n Paar afkondigings vriende, ons gaan weer vir julle gemeentebrief stuur om 'n paar stukkies inligting met julle te deel, veral ook hoe ons mekaar kan help in hierdie tyd van die sisteme en die dinge wat ons op plek gesit het, dat ons mekaar kan help, dat ons die breër gemeenskap kan help. So kyk daarna en kyk hoe en waar jy betrokke kan raak. Ek hoop jy het nou al hierdie stukkies wat ek vir julle deurstuur oor hoe leef ons in 'n tyd soos hierdie, dat julle dit ontvang het, bietjie deurgewerk het. Jou aanmoedig, gebruik het oor en oor en oefen daardie leefstyl in.
van volgende week af gaan ek 'n bietjie ander aanslag met dit hê en op ander soort goedjies fokus. En kyk maar wat daaruit gaan spring. En dan die laaste afkondiging is, baie dankie vir die dankoffers wat ons steeds ontvang. Julle weet, ons het ook geld nodig, fondse nodig om ons gemeente organisatories aan die gang te hou en ons volhoubaarheid aan die gang te hou. So baie dankie vir elkeen wat steeds 'n bydrae maak. En so stel ons staat om ook hierdie werk van die Here te doen. Kyk maar na die inligting wat deurkom oor hoe en op watter manier en waar jy ook kan voortgaan om jou dankoffer te gee. Baie dankie, mag daar vir jou baie vrede in hierdie week wees.